In ons gesels oor liefdestale wil ons vandag sê geskenke is ook 'n liefdestaal. Ons het die reëling deesdae dat met Kersfees slegs die kinders geskenke kry. En dis so lekker om te sien hoe opgewonde hulle die geskenke oopmaak. En soms kom een van die familielede of vriende op daardie dag met 'n onverwagse geskenk vir almal. En dan is die reaksie gewoonlik vir almal: "Jy moes nie." Maar tog is daar in elkeen se gesig 'n soort van die genot van verrassing en die lekker dat iemand wel aan jou gedink het. Een van die mooi dinge waarmee God ons verras in die Bybel en ons herinner, staan juis in Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit herinner ons, alle goeie dinge kom uiteindelik van God. God is die bron daarvan. En Jakobus skryf juis hierdie woorde in die konteks van beproewings om te herinner dat God mense nie in die steek laat wat hom volg nie, maar hy gee oorvloedig en hy gee in liefde. Ons kan vir ons liefdetale ook met hierdie beginsel van God werk, veral as God se kinders. En dis die liefdestaal van geskenke gee. Dit gaan nie oor wat die geskenk is en hoe die geskenk lyk nie, maar dit gaan veral oor die liefde daarachter, die feit dat iemand gedink het aan jou, tyd bestee het aan jou. Dit gaan daaroor wat jy vir die persoon beteken en ook wat die persoon vir jou beteken. Chapman verduidelik in sy boek oor die liefdestale dat geskenk die sigbare teken is van liefde, van waardering. Ongeag die waarde of die prys van daardie geskenk, is dit juist die bedoeling en die gedagte daarachter wat vir mense so belangrik is. In die sielkundige navorsing het hulle bovendien bevind dat om te gee 'n emosionele impak het op beide die een wat gee, as ook die een wat ontvang. Dan, Ekman en Norton bevind dat vrygewigheid gevoelens van verbondenheid en geluk bevorder, want dit help mense om betekenisvolle verhoudings te bou. Geskenke hoef nie groot te wees nie, dit moet net uit liefde kom, uit 'n opregte hart kom. So gee sommer vandag vir iemand iets kleins as 'n geskenk, dalk net 'n suikervrye, deesdae suikervrye, klein sjokolade, en wys op hierdie manier iets van God se liefde ook vir die ander persoon. Leef geïnspireerd.